Vanoggend gaan ons aan met Efesiërs en ons gaan 'n bietjie vanoggend gesels oor eenheid in Christus. Die eenheid wat bewerkstellig is deur Jesus, die eenheid wat bewerkstellig is deur die Heilige Gees en dan die eenheid wat gekom het as een liggaam in Christus. Die een kan nie sonder die ander nie. Ons kan nie sonder hom nie. En hy wil nie saam met ons sonder ons nie. En ons vang dit nie altyd nie. So vanoggend gaan ek net vinnig deurhardloop. Ons is besig met Efesiërs 2 en verlede week het ons begin kyk na wie is in beheer. Wie is in beheer van my lewe? En in Efesiërs 1 het ons gesien, heel eerste wanneer ek in beheer is, lewe sonder Christus ek is dood in my sondes, volg die wêreld en Satan en is gelei deur die vlees. Ons gedoen net wat ons wil. En maar God, hierdie woorde is so belangrik, maar God se barmhartigheid en sy liefde het vir ons kom oopsluit, openbaar en ons is lewend gemaak met Christus, in Christus en saam met Christus gesit in die hemelse plekke. Dis waar ons veronderstel is om te wees en wat ons weet, Jesus Christus is ons redder, verlosser. En sodat ons nie net kan doen wat ons wil nie. Ons kan nie net doen wat ons wil nie. En dan God se genade en sy doel vir ons as mense. Ons is gered deur genade, nie deur ons werke nie. Daar's geen ander godsdiens wat sê kom net soos jy is nie. Elke godsdiens moet werk om by God uit te kom. En ons sê ek het reeds die prys betaal. Kom. En deur dit doen jy werke. En as jy gehoorsaam is aan die stem van die Here, dis geloof. Jy stap uit in daai geloof saam met hom in daai vaste vertroue. En ons geskep vir goeie werke, nie as gevolg daarvan nie. En dis die liggaam. So ons gaan vandag nou verder gaan. In Efesiërs 2 vanaf vers 11 tot 18. En die kernvers waarmee ons gaan werk vanoggend is vers 14. Want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Nou baie keer wanneer ons hoor die middelmuur van skeiding wat afgebreek is, die eerste ding waaraan ons dink is die voorhangsel in die tempel. Is dit nie so nie? Wanneer ons dink in die skeidsmuur wat verwyder is dit daai voorhangsel tempel wat geskeur het nadat Jesus gesterf het en ons kan ingaan na die allerheiligste. En dit gee vir ons daai ingang, maar dit is 'n geestelike vlak. Dis op 'n geestelike vlak hierdie gedeelte wat hy geskeur het en ons het nie meer nodig om deur 'n tempel of deur 'n mens, maar Jesus Christus het vir ons die weg bepaal. Maar waarvan Paulus hier skryf, is vir ons verskriklik belangrik om dit in ons historiese konteks daarna te moet kyk. So vanoggend gaan ons kyk na 'n video wat vir ons net so bietjie agtergrond gee oor hierdie skrifgedeelte, want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Weereens, om Efesiërs 2 vanaf vers 11 tot 18 te verstaan vanoggend, het ons nodig om die historiese agtergrond te verstaan. As ons nie die historiese agtergrond verstaan waarvan Paulus hier skryf nie, mis ons hierdie skrifgedeelte heeltemal. Want hier praat Paulus van 'n ander dinamika. Hy praat hierso van heidene en hy praat hierso van die Jode en hy kom praat wat Jesus kom doen het in hom. So, vanoggend moet ons eers 'n stukkie gaan kyk history. Why did he write this? Waarom het hy dit geskryf? So is julle reg vir my? Goed, kom ons kyk. In approximately 19 BC, King Herod the Great began remodeling and enlarging the temple, and he designed it with elaborate furnishings and grand buildings that took some 46 years to complete. Proof for its existence can still be seen today in the remains of large building stones, chiseled entry steps, elaborate cornices, and the mammoth retaining wall that provided support
for the platform on which the temple stood. Both the Bible and the Jewish historian Josephus speak of a sanctuary located at the center of this complex with a holy place and the Holy of Holies. This inner sanctuary is where Jewish sinners would come near to the presence of God, make sacrifice for sin, and fulfill their vows and legal obligations. We also know that this entire inner sanctuary was surrounded by massive walls and doors. Outside the sanctuary, but located within this enormous temple complex, was a court area for the Gentiles, a place where non-Jewish visitors could enter, but were forbidden to go further. It was at this location that an actual barrier existed separating Jews from non-Jews, and about which Josephus said was 3 cubits high and of exquisite workmanship. In this, at regular intervals, stood slabs giving warning, some in Greek, others in Latin characters, of the law of purification, to wit that no foreigner was permitted to enter the holy place. With the discovery of the balustrade inscriptions made by Aleph and Gounod, we now know that a barrier around the inner sanctuary of the temple, a wall of separation, actually existed. Both Josephus and the Bible are correct. In addition to Scripture being confirmed, we can also surmise that this wall was likely the point of focus in the accusations made against the Apostle Paul about dishonoring the tradition of the Jews. According to the book of Acts, when Paul came to Jerusalem to fulfill a personal vow at the temple, he had arrived with Christian Gentile converts. Later, he was accused of bringing those non-Jewish Christians into an area of the temple reserved only for Jews, presumably beyond the balustrade or wall of partition. A riot ensued, and Paul was arrested, tried, and eventually brought to Caesarea, then Rome, where he was to stand on trial over charges of being an insurrectionist and a violator of Jewish tradition. While under house arrest in Rome, he wrote a letter to the church at Ephesus discussing the nature of the church and the unity and peace to be practiced by all believers. He also made reference to Christ destroying a middle wall of partition that had divided Jew and Gentile. Today, no such barrier exists. It was finally destroyed by the Romans along with the entire temple in AD 70. It was out of those ruins that the balustrade inscriptions were discovered and reused as common building materials for Roman homes and buildings. The destruction of the temple and the removal of the temple balustrade stand as a testament to what Paul revealed about Jesus and his desire to remove any such barrier between Jew and Gentile. The inscriptions found by Aleph and Clermont Gounod some 1900 years after the destruction of Jerusalem not only testify to the Bible's claims of a temple, but also to that of a wall of separation referred to by Paul in the book of Ephesians, giving us then both confirmation of the Bible's reliability as well as a greater appreciation for Paul's prophetic words found in Ephesians 2:14. The debris and standing structures from the Herodian temple complex, along with the balustrade inscription, are important finds that help us today to make a connection between fact and faith right here in the land of the Bible. Hierdie muur wat opgerig was tussen die Jode en die nie-Jode. En hierdie muur, daar was geen manier hoe enige iemand daar verby kon kom nie. Want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het. En hierdie albei een gemaak het, is die Jode en die nie-Jode wat daai muur kom afbreek het.
net om te sien waar hy was. Daai muur wat skeiding gemaak het, wat daar tussenin was, en daai gedeelte wat hy daar geskryf het, wat hulle gevind het so gelyk, het dit gesê: geen man van 'n ander nasie mag binne die heining en die omheining rondom die tempel ingaan nie, en wie ook al betrap word, moet homself blameer, die gevolg is die dood. Dit is dit. Jy kon fisies nie ingaan na die tempel toe, waar die Jode gekom het, en hulle offerandes gebring het nie. Nou gaan ons kyk na die skrifgedeelte, Efesiërs 2 vanaf vers 11. Daarom, onthou dat julle wat vroeëre heidene in die vlees was, en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel, en vreemdelinge ten aangesig van die verbond van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Ek weet nie, is hier enige iemand wat 'n oorspronklike Jood is, wat hierso sit vanoggend? Enige Jood, waai vir my, dat ek dit kan sien. Nou hierdie brief is vir jou en vir my geskryf. Hierdie brief aan die Efesiërs is aan jou en my geskryf. En ek wil hê jy moet vanoggend die impak van dit verstaan. Wat Paulus skryf, dat julle in die tyd sonder Christus was. Ons was onbesnydenis. In die ou tyd kon jy net deel van God se volk word deur geboorte, of dan die besnydenis wat plaasgevind het, kon jy deel word. Maar dit was dit. Jy kon nie van jou sondes vergewe word nie, jy's verlore. Dis hoekom die heidene elke godsdiens wat hulle kon aangegryp het en sê, daar's hoop, ek soek hoop, en hulle het elke god wat hulle kon kry, het hulle afbeeld geprobeer maak, en hulle het probeer vrede kry, en hulle het nie. Dan kry hulle hierdie een, hulle kry hierdie een, hulle kry hierdie ene. Ons verstaan nie wat dit is om so verlore te wees nie. Want ons groot geword in 'n Christelike konteks, ons groot geword met die Bybel, maar as ons kan sien wat Paulus hier skryf, waar ons vandaan kom, dan moet ons met soveel verwondering vul en met soveel dankbaarheid, dat ons nie anders kan dan sê, Here, dankie, dankie, dankie nie. Hoor hierso, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel, en vreemdelinge ten aangesig van die verbond van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. En daar was geen manier hoe die heidene by God kon uitkom nie. Geen manier nie. Daar het 'n fisiese muur gestaan en sê, as jy verby hierdie punt kom, sal jy doodgemaak word. Jy kan nie by God uitkom nie. As ek en u in daai tyd geleef het, sou ons geweet het, hier binne is verlossing, maar dis nie vir my nie. Dis verskriklik. Hier binne is die lewende God, waarvan ek gehoor het, and I can't get to him. It's impossible. Sonder hoop, sonder God. Wanneer ek hierdie net so lees, dan ek word gevul met benoudheid. Om sonder hoop en sonder God in die wêreld te wees. En dan skryf Paulus verder. Maar nou, in Christus Jesus, het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Jesus Christus. Draw me close to you, never let me go. Lay it all down again. Nou dat ons ver was deur die bloed, die offerhande wat gegee is,
Want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van die gebooie wat die insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak die twee in homself tot een nuwe mens kom skep het. In Jesus Christus is a new humanity that started. Toe daai muur val, is dit oop tussen die mensdom gebring. En toe daai voorhangsel skeur, kon ons ingaan na die allerheiligste. Daar is niks meer wat skeiding maak nie. Nie so nie, nie so nie. Maar Jesus Christus kom en hy sê dan in Matteus, in Johannes 10, waar hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek is die weg. Jesus, toe hy die gelykenis gepraat het van die skape, toe sê hy, ek is die deur. Ek is die deur, ek is die weg. Daar is nou 'n verlosser wat hoop gebring het, wat elkeen kan ingaan. Elkeen, maar die groot ding is, kan ek my knie buig en die eie ek los en sê, Here, ek sit my lewe neer voor U en aanvaar U as my verlosser en saligmaker. En daardeur maak hy een nuwe skepsel. Nie Jood of heiden nie, sy kinders. Maar ongelukkig, in vandag se tydperk, is daar nog soveel mure wat skeiding maak tussen mense. Ons kulturele mure wat ons opgerig het. Ons kerkmure wat ons opgerig het. Die manier hoe ons na mekaar kyk in klasse. Niks van daai goed bestaan meer voor God nie. Hy sê, uit een nuwe mens kom skep. In Jesus Christus. Toe Paulus hierdie gedeelte geskryf het hy geweet, hy gaan 'n prys moet betaal. Hy het ingegaan met 'n gelowige deur daardie muur. En dis hoekom dit so chaos veroorsaak het. Paulus het 65 jaar, 64, 65 jaar na Christus is hy sy kop afgekap daar in Rome. En 70 jaar na Christus, 5 jaar later, toe het Rome Jerusalem ingeval en die tempel en die muur en alles is vernietig, waar Jesus gesê het, geen steen sal op mekaar bly nie, maar niks nie, daar's niks oor nie. Dis hoekom hulle bespiegel of daar ooit 'n tempel was. Daai muur waar teen die Jode staan en so bid, dis deel van die Westelike, dis deel van daai muur wat Herodes opgerig het, dat die tempelgronde vergroot kan word. Dis nie 'n tempelmuur nie, dis niks, dis deel van die Western Wall wat daar is, waar hulle staan en bid nog steeds, en hoop die Messias kom. Jesus het dit kom wegmaak en hy het een nuwe mens kom skep voor God. En dit bring my in daardie eenheid. Wanneer ons dink aan die eenheid wat Christus bewerkstellig en hy sê, julle is my liggaam. Volgende week gaan ons bietjie gestel oor, ons is sy gebou, sy lewende stene. Maar Paulus skryf hierso, en hy sê hierdie eenheid wat bewerkstellig is, deur sy bloed en sy gees. En hy het die evangelie van vrede kom verkondig. Aan julle wat ver was, en aan julle wat naby was.
Die ver gedeelte is die heidene waarvan hy praat. Die naby is die Jode waarvan hy praat. Want deur hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader. Die bloed wat die pad oopgemaak het. Die Gees wat ons saamgebind het. Jesus die offer wat gekom het. Nou ons sit hierso, in ons gedagtes, dink ons die hele tyd, omdat ek 'n Christen is en in 'n Christelike huis groot geword het, het ek geen perspektief dat ek totaal en al verlore was nie. Ek kyk uit 'n perspektief uit na heidene daar. Hulle wat nie die Here ken nie. Ek is 'n heiden wat gered is deur Jesus Christus. En in dit, deur sy Heilige Gees, het hy my 'n nuwe mens kom maak, 'n nuwe skepsel. Wat sien ek wanneer ek na 'n mens kyk, 'n ander mens? Hoe kyk ek na iemand anders? Deur my bril? Hierdie muur wat opgerig word, 3/4 van die tyd, is dit soos dit is soos 'n mirage wat opgebou en ons Vader sê, my kind, hierdie muur, verwyder dit uit jou hart uit, verwyder dit uit jou gedagtes uit, verwyder dit uit jou menswees uit, want nou dat jy 'n kind van die Here is, en my Gees in jou is, bind dit julle saam. Hoeveel keer het ek al Sondag, as jy uitgekom het, waar ons besoekers hier gehad het, wat sê, ek voel so tuis hierso, ek kan voel ons is een, ek kom van daar af, maar ons is een. Hoe is dit moontlik? Dat ons harte so onmiddellik van mekaar kan versmelt. Dis net moontlik, deur die Heilige Gees. Maar my hart, as ek na iemand kyk, soos in, nee. Ek is deur genade gered, nie deur myself nie. Dis 'n gawe van God, wat ons verlede week gelees het. En dit, as ek dit nie snap nie, raak ek trots, arrogant, en ek dink ek is dit. Nee. Ek is gered uit genade. Dis 'n gawe van God, 'n geskenk wat ek ontvang het. En daarom, as gevolg van dit, leef ek in dankbaarheid teenoor hom. En hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en wat naby was. Want deur hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader. Versoening met God. Die voorhangsel het geskeur. Versoening met die mens. The wall of separation was removed. Is daai muur in u hart en in my hart verwyder? Of staan daar nog hier in my hart, jy kan nie verby hierdie punt kom nie? Of kan ek sien hoe die Here 'n nuwe mens kom skep het? Dit verwyder het. Sy bloed en sy Gees. Die tweede ene, die eenheid in Christus. Let wel, in Christus. Is ons verskillend? Ja. Het ons verskillende maniere van doen? Ja. Maar in Christus is daar 'n nuwe mens wat geskep word, waar ons mekaar kan geniet. That we can start celebrating our uniqueness. Ek is 'n Afrikaner. Ek gaan dit nie verander nie, ek kan dit nie verander nie. Maar dalk, ek weet nie wat is, van watter kulture agtergrond is jy? Ja, enige van julle twee? Sê weer? Ja, jy is in Afrika, maar wat is jou culture group? Ek is 'n
Ek is 'n Afrikaner. En jy is? OK, jy praat Afrikaans. Maar as jy Damara, as jy Nama, as jy niks sulke goed nie. Kleerling. Dis hy. Is 'n kleerling. Maar ons harte klop Jesus. Ons harte is in eenheid. Ek is gered. Ek was 'n heiden. Hy is gered. Hy was 'n heiden. Ons is nou een. Ons is nou broer in deur die bloed en die gees. Maar ons maak nog hierdie mure tussen ons. Ons is verskillend. Kom ons geniet daai verskillende goeders. Die Here geniet daai verskeidenheid. Maar daar's 'n nuwe mens wat ontstaan het. Waar ons mekaar se harte moet leer ken. Waar ons mekaar moet lief hê. In gees en in waarheid. Gaan ons verskil? Ja. Maar wanneer ons die woord van die Here lees en ons sien hoe Paulus kom en hy sê hierdie muur is afgebou. Julle was sonder hoop. Sonder hoop. Sonder God in die wêreld. En nou, deur Jesus se bloed, deur die prys wat hy betaal het, bring hy ware vrede. Jesus Christus is ons vrede. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die deur. Hoekom hy dit nie net vir my kom doen nie, hy het vir alle mense kom doen op hierdie aarde. Vir elkeen. En gelyke toegang tot die Vader deur die Heilige Gees. Gelyke toegang tot die Vader. Weereens. Ek en u was bevoorreg om in 'n Christelike huis groot te word. En daarom besef ons nie wat dit is om vanuit 'n plek van glad niks nie in te kom en sê ek het hoop. Ek verstaan. Ons was 'n paar jaar gelede was ons in Indië gewees. En om met daai ouens wat uit Hindoeïsme uitgekom het, om daai ontwaking in hulle gees met hulle te praat, dit het my heeltemal omkant gevang. Want ek het nie daai ontwaking nie. Ek weet dat ek Jesus Christus aanvaar as verlosser saligmaker en dat iets nuuts in my lewe begin. Maar daai ouens wat afgode aanbid, hulle het oor die 300 miljoen afgode. Een keer was ek in Durban, was by Hindoes gewees. En nou op daai stadium was ek in die Bybelskool en ek het in mathematics verkoop om met die Bybelskool te kan geld kry en die goeders. En ek kom toe by 'n Indiese familie dan Chatsworth uit. En nou is hulle so in die eerste ding wat hulle vra, "Are you a Christian?" I said, "Yes, I'm a Christian." "Oh, brother, come and sit. Ons het niks van mathematics gepraat nie. Ons het net toe moes ek eet ook en toe gee hulle vir my baby curry. Nou julle daai baby curry het vir my gebrand dat ek nie geweet hoe het ek dit nie. My was in my ore het gesmelt, my trane het begin loop, my neus het geloop. Gelukkig was dit die baby curry. En ek was diep dankbaar oor daai baby curry. Maar toe begin hy vertel, die vrou, sy was siek gewees en sy het tot bekering gekom. En toe sy gesnap het oor wie Jesus Christus is, want daar was Christene wat 'n pad met haar gestap het by die hospitaal. En haar man, sy moes elke keer met hulle huisgode gehad en daar was klomp gode wat buite in die tuin ook was, boksies en dan moes sy kos maak vir daai gode. En sy moes dit daar gaan uitpak. En die dag, maar sy staan daar en sy's besig nou om hierdie kos gaar te maak. En daar's 'n lampie, die lampie moet brand daarso terwyl sy die kos maak, want hierdie kos moet nou gaar gemaak word vir die gode. En sy sê, "A holy anger rose up in me and I couldn't stand it anymore because the Holy Spirit in me couldn't handle this anymore. And I just took the broom and I just hit everything." Sy sê maar sy slat daai kom kos van daai tafel af and the next moment everything was floating around the table.
al daai groente en al daai goed wat sy besig vir wat het gevloei, het so in die ronde gesweef met die lampie. En haar man kom in en gesê, "What have you done? You've angered the gods." En sy sê, "Not this one. In the name of Jesus, get out of my house." Sy sê, at that moment when she said that, al daai groente val net so op die grond, klink, 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 en daai lampietjie, sommer sy blits is uit. En net daar toe kom 'n man tot bekering. Because the enemy wants to steal and kill and destroy. En dis net wat Paulus geskryf het, die heersers, die opperheersers, die demone in die lig, they want to steal us. Maar wanneer ons in Jesus Christus is, hulle kan nie meer aan ons raak nie. Maar daai dag toe sê sy, enough is enough. Hierdie 300 gode wat ons so moet aanbid en wat ons tuister en terroriseer, want is als uit vrees uit. Enough is enough. En toe kom 'n man tot bekering, maar net om hulle storie te hoor, na hulle soeke na die ware God, na 'n God, en hulle kom. En hulle kan sit by sy voete en sê, ek is lief vir jou. Sonder dat jy enigiets te doen, behalwe om 'n pad saam met hom te stap. Versoening met God, sy bloed en sy gees, die eenheid in Christus, die ware vrede, Jesus Christus is ons vrede, en 'n gelyke toegang tot die Vader. Musiekspan, julle kan vorentoe kom. Ek wil vra vir u dat u vanoggend net sal dink. Terwyl die musiekspan vorentoe kom, wil ek hierdie skrifgedeelte weer vir u lees. Efesiërs 2 vanaf vers 11. Daarom, onthou dat julle wat vroeëre heidene in die vlees was en onbesnedes genoem word, deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, sodat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel, en vreemdelinge ten opsigte van die verbond van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is julle vrede. Hy is die vrede. Hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Deurdat hy sy vlees, die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van die gebooie wat die insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak die twee in homself tot een mens, nuwe mens kon skep en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis. Nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het, het hy die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en die wat naby was, want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. We can come boldly to the throne room of grace through Jesus. Ons was ver en ons is naby gebring.